Die Here is getrou. Amen. Ek wil bevestig wat Pastoor Jan gesê het, die Here soek jou hele lewe. En dalk sit jy vanoggend hier en jy sê, maar ek is nie goed genoeg nie. I do not qualify. Dan wil ek vir jou sê, weet jy, dis ironies, dat toe gisterand, toe ek nou voorberei, die tema is, jy kwalifiseer. En ek het vergeet, dis Comrades Sondag. Nou, kyk, ek het self, dis een van my swakhede, ek hou van hardloop. Ek doen dit nou nie meer so gereeld, ek dit altyd gedoen het nie, en soos die ou maar ouer word, kom maar beserings, en daar's uitdagings, maar ek kan onthou, jy weet, as jong man, my pa het Comrades gehardloop, sy ooms het Comrades gehardloop, en dit was my droom, ja, ek gaan Comrades hardloop. En toe vind ek jy moet kwalifiseer. En ek is 18 jaar oud en ons is hier in Parys en ons hardloop die 2 provinsies. En saam met hulle hardloop hulle die River Jol. Die River Jol is 25 kilos en ek het net 18 geword. Ja, want ek gaan qualify vir Comrades. En nou, in my onkunde, staan daai ry wat vir die 42 inskryf. Maar hy's kort. En hierdie gesoute manne, die manne waarna ek opgekyk het, manne wat vandag hulle 31ste, 32ste Comrades hardloop, hulle is daar nie 25 km. En Papa G sê vir my, Dani, ek sê, ja oom, ek gaan qualify vir Comrades. Vandag is die dag, hy sê vir my, weet jy wat jy doen? Hy sê, daar's 'n rede hoekom ons in hierdie ry staan, hoekom ons 25 kilos hardloop. En ek sê, man, ek gaan qualify vir Comrades. 4,5 ure, dis al. Kan dit doen. Ek het geoefen hiervoor. Ek het myself voorberei en ons spring al weg. Ai. En hulle hardloop, ons gaan daar Potse kant toe uit. Die eerste paar kilos is lekker, dis teerpad. Dis mooi pad, man. En toe slaan ons grondpad. En is bilte, en is opdraandes, en daar is daai plase, en ek kom hier op 23 kilos, en daar sit so jong ouetjie, en dan gaan ek oom verby my, maar hy so, en hy gaan verby my, en ek dog, Jesus, dis nie moontlik nie. Ek meen, hierdie ou is so, in 'n hardloop, en ek kry swaar, en ek sê vir hierdie laaitjie, hoe ver grondpad? Hy sê, net nog so bult. Ek het hom vergewe, jare terug, want hy het gelieg. As jy nou al hardloop en hier met so 17 kilos oor sê ek, nou gaan ek loop. Nou is ek klaar. Want toe besef ek, dis een van die moeilikste marathons op daai stadium in die land, dis hoekom die ouens mee hardloop. Maar op 'n stadium besef ek, jy kan. En ek kwalifiseer vir Comrades. En oom Piet Wallin sê, dames en here, ek het slegte nuus, kwalifiserende ouderdom, het vanoggend opgegaan na 21 jaar oud. Ek dog myself, ag nee, regtig? Hoe? Ewe skielik kwalifiseer ek nie meer nie, ek voldoen nie aan die kriteria nie, ek mis, maar ek het die tyd gehardloop. En dit sou my baie jare vat, voordat ek weer kwalifiseer. Want weet jy, ongelukkig, hierdie lewe sê, jy het 'n sekere standaard waaraan jy moet voldoen. Dis die realiteit. Ek het onlangs weer besef, toe ek so 'n paar weke terug, my CV ingee vir 'n adjunkhoofpos. Want te kwalifiseer, ek het die kriteria bereik. Ek voldoen aan die vereistes. En ek kry nie 'n oproep nie. Ek dog, maar hoe nou? Wat het gebeur? Ek het die grade, ek het die kwalifikasies, ek het die ondervinding, ek het my laaste 10, 12 jaar afgesloof, ek het bestuursposisies bereik binne die atletiekwêreld, maar ek kry nie die onderhoud. Want jy sien, ek het nie voldoen aan die kriteria van daardie skool se vereistes. Ja, ek het die basiese kriteria. En weet jy, dikwels sit ons in die kerk
En ons dink, Here, ek kwalifiseer nie. Want daar's iets waarin ek nie voldoen nie. Jy sien, en die duiwel lieg vir jou. Die duiwel kom en hy lieg vir jou. Want jy weet, ek het nou nie Pinkster groot geword. En nou is dit moeilik, want vir jare het my vrou, sy kom uit die NG Kerk, en vir jare het sy gesukkel, want sy het nie Pinkster groot geword nie, en sy kyk hierdie malklomp, wat val onder die gees, en hulle klap hande, en hulle praat in tale, en daar's iets wat maak, dat sy nooit daai deurbraak kry nie. Totdat sy besef, maar dit gaan nie oor waar ek groot geword het, dit gaan nie oor die kerk nie, dit gaan oor die denominasie nie, man. Daar's ouens wat, hy gaan nooit in 'n bediening in nie, want ek kwalifiseer nie. Jy weet, as jy sonndagskool gee, moet jy dan maar seker iets weet van kinders. As ek wil 'n voorbidder wees, dan moet ek seker maar kan bid, jy weet. Dit is so asof die kerk half verleer het om te bid, want bid het half professioneel geword. Sorry om dit te sê, maar die groot kerk, jy weet, jy het voorbidders, daar's opleiding, en daar is, en kyk, ek waardeer hulle, ek doen. Maar dis half asof ons gesê het, daar's kriteria. En dit weerhou jou van die seën van die Here. En dan kry ouens wat sê, maar weet jy, ek sit met 'n ding in my lewe. En ek kan vir jou sê, ek het baie jare self met hierdie goed gesit. Dan sê ek, maar Here, daai ou, hy sien die wonderwerke, hy sien die tekens, hy sien die genade, wat maak dit jy ou nie kwalifiseer nie? Hoekom gebeur dit nie vir my nie? En weet jy, ek wil vir jou sê, ons gebruik die verkeerde standaard. Ons gebruik die verkeerde standaard. Ons meet onsself aan die wêreld. Ons meet onsself aan die leuns van die duiwel. Ons meet onsself aan godsdiens. En verskoon my, ek mag dalk nou vanoggend gekruisig word, maar ek het 'n kleintjie dood aan 'n ou wat godsdiens half professioneel gemaak het. Ek het 'n kleintjie dood aan kerke wat, ons het soveel programme, ons het so struktuur, ons het so, jy weet, ons kan net so lank sing. Dan moet ons klaar kry. Ons kan net so lank preek, want as mense moeg. En weet jy, ons moet tog net sensitief wees, dat ek nie op 'n ou se tone trap nie, want ek het sy 10de nodig, en hy moet terugkom. En dis ongelukkig die realiteit. En weet jy wat, jy kan net in die pastoorse geselskap wees, as jy so aantrek, of jy gee soveel 10de, of jy kan net in 'n bediening staan, jy weet, jy moet ten minste die regte kar hê. Jy moet ten minste die regte klere aantrek. Jy moet ten minste daar, maar iemand moet iets van jou weet. En dan maak dit dat mense God se seën mis. Dit maak dat mense bevryding mis. Dit maak dat mense genesing mis. Dit maak dat mense God se genade mis. En hier kom Paulus, in Handelinge, hy skryf hier in hoofstuk 10 oor die hoofman Cornelius. En kom ons wees eerlik, Cornelius is 'n Romein. Hy is 'n soldaat. Hy is 'n man van aansien. Hy het opvoeding. Hy beveel troepe en hulle luister. Hierdie ou kwalifiseer. Hy kwalifiseer. En ongelukkig as jy die boek van Handelinge lees, is dit ook maar 'n stryd. As jy net 'n bietjie vorentoe gaan, waar hier's 'n debat oor Romeine en Jode, vir wie's die evangelie? Paulus is vir die Romeine en die Grieke, en Petrus is vir die Jode, en daar's 'n klomp politiek hier in die boek van Handelinge. As ek gered word, moet ek besny word, moet ek nie besny word nie? Ek dink op 'n stadium moes iets gebeur het, want hierdie Paulus en Petrus sê, maar weet jy, dis eintlik vir almal. Daar's eintlik nie 'n dogmatiese reg of verkeerd nie, daar's eintlik nie 'n kerkpolitiek reg of verkeerd nie, maar hulle paai skei. En Paulus gaan vir die heidene, vir die Romeine en vir die Grieke, vir die nie-Jode,
hier gaan Petrus vir die Jode. En ek dink Petrus was maar 'n hot-headed ou. Hy was nie meerige. Hy was nie altyd 'n maklike mens. En nou lees jy hier van Cornelius, hierdie hoofman, wat hy kwalifiseer. In 'n Romeinse wêreld staan hy uit. Hy het dit gemaak. Jy weet, niks kan hierdie ou stop nie. Niks. Waar Petrus is 'n Jood. Hy hoort eintlik nie in die Romeinse wêreld nie. Hy kwalifiseer eintlik nie vir die voorregte nie. Hy kwalifiseer eintlik nie vir die guns en die gawes nie. En dit is my interessant dat Cornelius hoor God se stem. Hy hoor God se stem hier in Handelinge 10. En God sê, jy kan gaan lees, en daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. En hy het sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almoes aan die volk gegee en was altyd deur in gebed tot God. Hy het duidelik 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien kom en vir hom gesê Cornelius, en hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit, my Heer? Toe antwoord hom, jou gebede en almoes het voor God in gedagtenis kom. Stuur dan nou manne na Jope en laat haal vir Simon, hy wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n sekere Simon, 'n leerlooier, wie se huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen. Hy laat vir Petrus gaan haal. Hierdie man is gehoorsaam. Hy luister wat God sê. En nou kan ek myself indink, as hulle hier by Petrus kom en hulle sê vir hom, jy moet na Cornelius se huis toe kom. Wie is Cornelius? Hy is 'n Romeinse hoofman. Goed opgevoed. Jy moet na sy huis toe kom. Daar's 'n goddelike afspraak, daar's 'n goddelike doel, daar's 'n goddelike plan. En Petrus gaan in gehoorsaamheid. En wat vir my mooi is die ironie hierin. Hierdie Petrus wat vir die Jode is, hy verteenwoordig, kan ek dit maar amper sê, 'n sekere groep mense. Hy verteenwoordig amper 'n sekere portiergroep, wat nie inpas by die Romeinse groep nie. En nou wonder ek, wat sou gebeur as ons vanoggend gesê het dat 'n pastoor het nie hier bedien nie, maar 'n dominee het hier bedien. Hoeveel mense sou opgedaag het? Uit kerkpolitiek dalk. Of ons sê 'n gewone broer sou bedien het. Of ons sê 'n diaken sou bedien het. Sou die opkoms anders gelyk het? Sou daar dalk mense gewees het wat hier gesit het met 'n ander gedagte? En nou kom hierdie stuk en hy sê die huis is vol mense. Hier's 'n skare. En ek dink hulle ken hierdie man se getuienis. Hulle ken Cornelius as nie net hierdie Romeinse soldaat nie, maar 'n godsvreesende man. 'n Man wat God liefhet. 'n Man wat as hy sy mond oopmaak, praat hy nie net met gesag nie, maar hy kan met God se autoriteit praat. Maar daar is 'n Jood op pad. En wie is hierdie Jood? Petrus. Wat 'n opvoeding het hierdie ou? Wat 'n aansien het hy? Wat 'n let's be honest. Cornelius het hierdie ouwe graad. Weet hy darm iets? Hoe lyk sy gemeente? Hoe lyk sy bediening? Hoe lyk sy... Jy nooi 'n Petrus. Ek meen, kom ons wees eerlik. Hierdie ou
kom van nêrens af nie. Hy is 'n nobody. Dis wat die wêreld sê. Ek meen, maak dit 'n verskil as ek sou gesê het, kom ons wees eerlik en ek sê vanoggend, sal dit 'n verskil maak? Wat gebeur? Wat gebeur in Heilbron as ons sê Reinhard Bonke kom hier preek? Hoeveel mense sit hier? Ek meen, dis immers Reinhard Bonke. Ek meen, wat gebeur as ons sê Ben Hien kom hier preek? Wat gebeur as ons sê een van die meer bekende pastore kom hier preek? Ewe skielik is die kerk vol. Hoekom? Want hierdie man het, hy het immers 'n titel, hy het 'n storie. Maar Petrus, wie is Petrus? Hy's 'n gesalfde van die Here. Hy's 'n disipel. Hy's geroep. Hy's afgesonder. Dis hierdie ou vir wie God sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Dis hierdie ou wat op Pinksterdag staan en preek en 3000 kom tot bekering. Maar hy's eintlik maar net 'n gewone ou. En die hartseer is, baie mense sou wegbly. Maar met Kornelius se huis is hier 'n klomp mense. Ek meen, dit is immers 'n gesagsfiguur. En wat gebeur? Nou wonder ek of die Petrus nie binne hom so half 'n tweestryd het nie. Wat moet ek verwag? Ek meen, vir wie is hierdie crowd daar? Wat gaan daar gebeur? Dit is my mooi dat as Petrus daar kom, dan sê hy die volgende. En Petrus, vers 34, het sy mond geopen en gesê, ek sien, luister mooi, dat God, hy sien, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. Die Engel sê, he shows no favoritism. God gee nie om wie Kornelius is nie. God gee nie om of hierdie ou die hoofman oor 100 is nie. Hy gee nie om wat is hierdie ou se kwalifikasie nie. Hy gee nie om wat is hierdie ou se aansien, wat is sy mag, wat is sy roem nie. God gee nie eers om oor wie Petrus is nie. Maar Petrus gaan verder en hy sê in vers 35, maar dat in elke nasie, luister mooi, die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. En dan gaan kyk gisteraand, hierdie vrees beteken, jy het gehoorsaamheid en respek vir God. En weet jy wat? Ek dink baie keer het ons die vrees vir God verloor. God sê, doen 'n ding. En is van, hoekom? Maar hy sê, as ons vrees en geregtigheid doen, as ons doen wat reg is, 'n kind van God, ewe skielik, as jy hierdie perikoop verder lees, sien jy, God gebruik al twee hierdie manne. God het 'n goddelike afspraak met hierdie skare. Want wat gebeur? Kornelius, die man van aansien, sê 'n woord en ons 'n skare. En hier kom Petrus, die gesalfde van die Here, en hy bedien die woord. Hulle kom tot bekering, hulle word gered, hulle word gedoop, daar's bevryding. Maar weet jy hoekom? Want dit is nie omdat Kornelius die skare geroep het nie. En dit is nie omdat Petrus die gesalfde is. Dis maar twee manne. God so vrees, dat hulle sal sê, Here, ek doen wat U vra. Dit kon soveel anders gewees het. En Petrus kon gesê het, weet jy wat, hierdie is eintlik nie my crowd nie. Hierdie ouens wat hier sit is 'n klomp Romeine en Grieke. En dis eintlik Paulus se crowd. Jy het eintlik die verkeerde pastoor gekry, man. Hierdie ou preek vir Jode. Ek praat eintlik nie hulle taal nie, ek assosieer eintlik nie met hulle. Hy kon dit gesê het. Maar op daai oomblik besef Petrus, daar is nie 'n verskil. Dis een van die twee groepe nie.
Die verskil is, wat doen ek? En weet jy wat, kind van God, ek wil vir jou sê, dalk sit jy vanoggend hier, en jy sê, maar, kwalifiseer ek? Mense, jy praat hier van Cornelius, jy praat van Petrus, jy praat van 'n man wat 'n opvoeding het, jy praat van 'n gesalfde van die Here. Dan wil ek vir jou sê, eintlik is die Bybel maar vol van hierdie ouens. Eintlik is die Bybel vol van hulle. As jy my nie glo nie, kan jy daar in Genesis begin. En dan kan ons die vraag vra, wie is Abraham? Ja, come on, wat sal die wêreld van hierdie ou sê? 'n vreemdeling, 'n bywoner, 'n man, 'n Galdeer. Wie is hy? He's a nobody. Dis wat die wêreld sê. Hierdie ou kwalifiseer nie. Dawid, hy is die jongste van Isaï se seuns, spoedgesig, nou 'n skaapwagtertjie man, oorspelige koning. Wie's Dawid? Wêreld kan hom kyk en sê, hierdie ou, really? Die wêreld kan kyk na Rut en sê, sy is eintlik nie 'n Israeliet nie, man. Sy is 'n kansvatter. Sy is 'n bedelaar, wat gerwe optel, wat 'n almoesie soek. Maar weet jy wat? Ons kan aangaan, daar's baie van in die Bybel. Ek meen, wie is Moses? 'n moordenaar. 'n man wat weghardloop, 'n lafaard. En weet jy wat? Dan kom God se genade. Dan kom God se genade. En God vra, Abraham, volg my. En wat sê Abraham? In 'n heilige vrees sê hy, ja Here. En dan sê hy vir Abraham, trek. Waarheen? Trek Abraham, ek sê jou wys. En Abraham trek. En wat sê God van Abraham? Hy sê, jy's 'n vader van menigte. Jy's 'n geseënde. Daar's belofte oor jou lewe. Dawid, gaan beklei teen Goliat. Ja, Here. Met wat? Klip en 'n slingervel. Wêreld, jy mal. Ek is gehoorsaam. Ek doen wat die Here sê. Ek doen wat die Here sê. En wat sê God? 'n man na my hart. Hierdie Rut wat nou almoesie soek. Gaan lees daar in Matteus 1. Sy word opgeskryf. Sy word opgeskryf in Jesus Christus se geslagsregister. Nie as 'n vreemdeling nie, nie as 'n mislukking nie, maar in die bloedlyn van die koning van die konings. En al jy vir my sê, kwalifiseer ek. Ek wil vra of jy musikant van ons moet speel. Dan wil ek vir jou sê, weet jy wat, kind van God? Vir 'n oomblik, net daar waar jy sit, wil ek vir jou sê, kwalifiseer jy? Ja. Want in 1988 sit hierdie klein seentjie op 'n bed met 'n doodsvonnis oor sy lewe gespreek. Ek sou nie lewe om 16 te sien nie. Die siekte, daar's nie hoop vir my nie. Ek is 7 jaar oud. Wat weet ek? 7 jaar oud. Van Jesus se genade. Rebellie in my hart. Hoekom moet ek skool toe gaan? Ek verstaan dit nie. Nou as ek nie gaan lewe om 16 te sien nie, what's the use?
Watch this. En die Here maak my daai aand wakker. En ek sit op my bed. En ek begin die Here praat en ek sê vir hom, watch this. Kom. Ek verstaan niks van die Bybel nie. Maar ek huil en my pa kom in en my pa sê vir my, wat maak jy? Jy moet slaap, dis môre skool. En ek sê vir weet jy wat? Praat 'n bietjie met Jesus. En hy sê vir my, vat jou medisyne. Gaan gooi dit weg. Ek dog myself, my medisyne kos, die ouer mense sou nou weet, op daai stadium my medisyne tussen 200 en 400 rand 'n maand gekos. Na die volgende oggend stap ek na die swartsak toe en ek maak hy houertjie oop en dan gooi daai pille uit. En my pa sê nou, ek sê, ek gaan dit nie drink nie. Want die Here het gesê, hy gaan my gesond maak. Die Here het gesê, hy gaan my gebruik. Dis al wat ek het. En weet jy wat? Ek wil vir jou sê, 3 maande later, eindig ek in die hospitaal op. En hulle bel my pa en hulle sê, jy moet vrede maak daarmee. Die einde is in sig. En ek lê op haar hospitaalbed, ek sê vir die Here, Here, hoe nou? Hoe nou? Ek het dan gedoen wat U gesê het. En daai Sondagoggend bid die hele kerk en ek gryp die Here vas. Daai Maandagoggend stap ek uit en ek bekeer niks. En tot vandag toe nog Here kom. Maar weet jy wat? Ek het dit nie verdien nie, ek is 7 jaar oud. 7 jaar nie. 'n vriend van my werk nagskof. En hy klim die stort en die Here sê vir hom, Ralf, daar voor die bottelstoer, agter dat in motors, lê 'n ou. En Ralf sê, Here, gee ons nie 'n pastoor nie. Kan ek vir pastoor Dani of pastoor Henny bel? En die Here sê, Ralf, klim in jou kar. Gaan bid vir daai ou. Gaan bid vir daai ou. En Ralf sê, Here, hoekom hierdie ou? Hoekom nie 'n pastoor nie? En Ralf sê vir hom, die Here sê vir Ralf, hy sê, Ralf, jy is die antwoord. En Ralf klim in sy kar, en hy sê vir die Here, daai ou gaan nie daar lê nie. En hy ry so draai deur die dorp, want hy wil nie gehoorsaam wees nie. En die Here sê vir hom, Ralf, ry. En hy gaan stop voor daai winkel en hier lê 'n ou. En Ralf gaan sit by hom en hy sê vir my, Here het gesê, ek moet vir jou kom bid. Hy sê, ek is nie 'n pastoor. Ek is 'n gewone voorman by Sasol. En hierdie ou in sy dronkenskap begin huil en hy sê vir Ralf, ek het alles verloor. Ek het alles verloor. Hy sê vir my, wat kan jy doen? Hy sê vir my, hier is my CV. En Ralf bid vir hom en toe hy die kar klim, maak hy die ou se CV oop. En hy sê, Here, dis die ou wat ons by Sasol soek. En hy stap na daai auto en hy sê vir hom, weet jy wat? Môreoggend 9:00 kom jy vir onderhoud. Daai Vrydagoggend toe begin hy by Sasol werk. What made him qualify? Gehoorsaamheid. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy dalk vanoggend hier sit, en ek weet nie waarvoor dit is nie, en jy sê, Here, I don't know, jy kwalifiseer, want weet jy wat, dit gaan nie oor wie jy is nie, jy kan nie buig net die hoofde, gewoon, dit gaan nie oor wie jy is nie, kind van God, ek wil vir jou sê, jy kan al die geleerdheid in die wêreld hê, jy kan al die geld in die wêreld hê, jy kan die grootste 10de in die kerk gee. Jy kan dalk sê,
Here, ek is elke Sondag in die kerk. Maar weet jy wat? Jou kerkbywoning, jou 10de, dit maak nie dat jy kwalifiseer nie. Spreuke sê, gehoorsaamheid is meer werd as enige offer wat ek of jy kan bring. En dalk het die Here al met jou gepraat en jy het dit gemis. Dalk het jy gesê, Here, maar dit is so stupid. Dit is so eenvoudig. Dit maak nie sin vir die wêreld nie. Dit maak nie sin vir my nie. Maar weet jy wat, dit hoef nie sin te maak vir die wêreld nie. Dit hoef nie sin te maak vir jou nie. Dit maak sin vir God. Al wat jy moet doen is, doen dit. Doen dit. Jy weet, God sê, dis ek wat jou bekwaam maak. En ek wil hê as jy vanoggend hier sit en jy wil sê, Here, vergewe my. Vir al die kansse wat ek gemis het. Vir al die kere wat ek ongehoorsaam was. Vir al die kere wat ek my eie ding gedoen het. Dan wil ek saam met jou bid. Dan wil ek vanoggend oor jou lewe 'n uitspraak maak, 'n verklaring maak. Maar weet jy wat, dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys. As jy sê, Here, ek is vanoggend daardie persoon wat sê, help my, dan wil ek jou vra, net daar waar jy is, wil jy nie opstaan nie. Want jy sien, kind van die Here, as ek staan, en ek is die eerste een wat staan. Die eerste een wat staan. Dit kos 'n prys. Vir baie jare dink ou, jy kan in die bank net sit. Maar as jy staan, dan sê ek staan in geloof. Ek staan in totale afhanklikheid van die Here. Here, vir hulle wat staan vanoggend, wil ek bid. En ek wil die volgende verklaar. Here, ek verklaar vanoggend dat U is 'n regverdige God. U is 'n heilige God. Here, U is 'n God wat geen favoritisme betoon nie. Here, U is nie 'n God wat vanoggend kyk na my kwalifikasies nie. U is nie vanoggend 'n God wat kyk na wat ek aan het, na wat ek ry, na wat ek eet nie. U kyk vanoggend na my hart. Here, en dankie dat U vanoggend kyk na opregte hart. 'n Hart wat honger en smag na U. 'n Hart wat vanoggend sê, Here, dankie dat ek kan kwalifiseer. Omdat daar vir my 'n stuk genade is, 'n stuk goddelike genade. Here, wat verby my foute, verby my tekortkominge, verby my twyfel en my ongeloof kyk. Here, dat daar vanoggend 'n stuk genade is. Here, wat 'n geestelike oor oopmaak. Here, soos Salomo gebid het en gesê het, Here, gee my hart ore. Here, dat U in hierdie oomblik manne en vroue se verstand sal vrugbaar maak om die stem van God te hoor en te begryp wat U wil doen. Here, dat U vanoggend vir manne en vroue 'n stuk guts sal gee. Here, wat sê, al is dit simpel en al maak dit nie sin nie en al lyk dit vir hierdie wêreld soos dwaasheid, doen sal ek dit doen. Here Vader, al staan daar 'n reus voor my en U sê, vat 'n klippie, dan vat ek 'n klippie. Here, al is dit 'n see wat voor my staan en U sê, vat 'n stok en slaan hom. Here, in die wêreld sê, dis dwaas, dit kan nie, dit sal nie, dit gaan nie. Here, dan doen ek dit. Here, onwrigbare geloof. Here, dankie dat U in hierdie oomblik geloof opwek soos die van 'n mosterdsaad wat geestelike reuse kweek vanoggend. Manne en vroue wat nie sal skaam wees nie, maar wat sal sê, ek staan vir my God. Ek loop 'n bendestorm. Ek spring oor 'n muur in Jesus naam. Here, manne en vroue wat sê, Here, ten spyte van die prys is ek gehoorsaam. Here, en ek sal nie afwyk links of regs nie, maar ek sal dit doen soos wat U beveel in Jesus naam. Here, ek sal elke woord, elke opdrag gehoorsaam. Here, ek bid vir manne en vroue wat wanneer hulle vanoggend hier uitstap en hulle doen dit, dat hulle die hand van God in beweging sal sien. Here, dat hulle sal sien hoe hulle lewe begin verander, dat hulle sal sien hoe deurbrake begin realiseer, hoe genesing plaasvind, hoe bevryding plaasvind, hoe redding plaasvind. Here, dat hierdie
manne en vroue werklik waar sal sien hoe dat God se hand in beweging kom vanoggend, omdat hulle sê ek is gehoorsaam. Ek is gehoorsaam. Here, dat die wêreld na hulle sal kyk en sal sê, jy is nou eenmal die geseënde van die God wat lewe, die God van Israel, die God van Abraham, Isak en Jakob. Here, dat hierdie wêreld en hulle sal sien genade onbeskryflik groot. Here, ons bid vir manne en vroue wat vanoggend sê, Here, ek kwalifiseer. Ek is goed genoeg. Here, ons eer U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen en amen.